Ek is Pastoor Charlie en hierdie is die Warrior Podcast. Kom geniet saam met my inspirerende boodskap uit die woord van die Here. Dag sê, vertrou dit gaan goed. Ek wil vandag begin met 'n vraag, 'n eenvoudige vraag. Maar ek wil jy moet ernstig oor my vraag nadink. En my vraag aan jou vanoggend is dit: is jy ernstig oor die Here en oor die dinge van die Here? Dis Openbaring 15 wat vir ons sê, was jy warm of was jy koud, kon ek iets met jou doen. Maar nou dat jy nie koud of warm is nie, maar lou is, spieg ek jou uit. Dis vir God belangrik dat ek en jy moet reg kies en moet staan vir dit wat reg is. As ek en jy rondom ons kyk, sal ons sien ons leef in 'n omgekeerde, opskeurde wêreld, waar dit wat reg is nou verkeerd is en dit wat verkeerd is nou reg is. En dit is so maklik om in te gee vir die norm en alles te aanvaar, maar God verlang nie dit van my en jou nie. God verlang van my en jou om te staan vir dit wat reg is. Die woord van God sê immers vir ons dat ons is 'n stad bo op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Hy sê, wat is sout werd as dit sy smaak verloor het, maar as om buite gegooi te word en vertrap te word nie. Ek en jy moet staan vir dit wat reg is. Dit laat my dink aan 'n verhaal daar in Genesis 6. Sien ons dat God het berou omdat hy die mens gemaak het, want hy sê die mens hart is vol boosheid en dat hy die mens sou uitwis, nie net mens nie, maar ook wilde dier, vee en kruipende dier, dat hy almal sal uitwis. Maar daar is een man wat in 'n omskeurde, omgekeerde wêreld waar ongeregtigheid seëgevier het, gekies het om te staan vir dit wat reg is, en ons sien God vereer hom daarvoor. En dit het nie net invloed op sy lewe nie, maar ook op sy vrou se lewe, sy 3 seuns se lewe en ook op hulle vrouens se lewens. Kom ons lees vanoggend Genesis 6 vers 8. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Noag het nie besluit om in te gee vir die norm nie. Noag het besluit om ernstig te wees met God en oor die dinge van God. En omdat hy met God gewandel het, het hy genade gevind in God se oë en het God hom gered. En toe die vloed kom, toe was hy veilig in die ark. Ek en jy kan dalk vanoggend sê, wat 'n nare, bose God is dit nie, om almal uit te wis. Ek dog dan God is 'n God van genade, en God is 'n God van genade. Wat ons sien, Noag het vir 120 jaar aan hierdie ark gebou. Vir 120 jaar het die mense kans gehad om tot inkeer te kom, maar hulle het gekies om vir die wêreld te leef. En Romeine sê vir ons, die loon van die sonde is die dood. Kom ek en jy kies vandag reg. Kom ek en jy kies om te staan vir God. Kom ek en jy kies om te staan vir dit wat reg is. Geniet julle week.